Geliefde kind van die Vader, ek groet jou in die naam bo alle name, die naam Jesus Christus. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ons U in alles kan ken. Baie dankie dat U ons die wysheid gegee het om 'n verskil te maak in ander se lewens. Baie dankie vir U teenwoordigheid. Ons aanbid U as die koning van die konings. Amen. Wat se vrugte dra jy? En hier praat ek nie van appels of perskies nie. Ek praat van Galasiërs 5 vers 22 tot 23 wat sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ons gaan hierdie week 'n bietjie kyk na 'n kort reeksie doen getiteld die vrug van die Gees. Met ander woorde, om deur die Gees se krag te leef. En hierdie vers is so belangrik dat ons dit moet memoriseer en verstaan, sodat ons elke vrug kan ken, kan onthou. Want hoe anders gaan ons die vrugte wat ons in swak is, herken. En hierdie vrugte is die vrugte wat uit jou lewe as 'n gelowige geboorte kom. As 'n volgeling van Jesus is vandag se vers die bewys van jou geloof. Dit is die bewys van jou wandel met hom. Dit is jou erfenis as 'n kind van God. Dit is die DNA van die Heilige Gees. Dit is die DNA wat die Heilige Gees jou gee wanneer hy in jou woon. En hierdie DNA word deur vandag se vers verduidelik. Ons het toegang tot alles, al die vrugte in hierdie vers is wat jou lewe behoort te dra. En hierdie vrug word nie deur eie inspanning verkry nie, maar deur 'n noue verhouding met Christus en die leiding van die Heilige Gees. Dis ook baie maklike manier om uit te vind waar jy meer gehoorsaam kan wees, waarin jy nie so goed is nie, wat jy in jou lewe toelaat, waar jy meer moet groei, wat jou swakheid is. Galasiërs 5 doen 'n baie goeie werk om te verduidelik wat reg en wat verkeerd is, wat ons selfsugtige natuur voortbring en wat die Heilige Gees in ons lewe voortbring. As jy na die paar verse voor vandag se vers kyk, verduidelik dat die vrug van ons selfsugtige natuur in vers 19 tot 21, wanneer dit sê, en die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. So kry ons 'n baie duidelike idee wat nie reg is nie. En ons kry 'n baie duidelike idee van wat gebeur wanneer ons Jesus volg, of die reg wat jy nou as 'n volgeling van hom het, en waartoe jy toegang het. Hoe meer jy in verhouding met Jesus groei en sy hart nastreef, hoe meer sal jy sien hoe jy hierdie vrugte in jou lewe dra. God se woord sê, jy kan 'n boom aan sy vrugte identifiseer. Jy kan identifiseer wat iemand in iemand se hart is aan die vrugte wat hulle dra. Jesus het dikwels die metafoor van 'n wingerdstok en sy takke gebruik, en in Johannes 15 lees ons dit. En hy gebruik dit om te verduidelik dat die vrugte nie deur menslike pogings afgedwing kan word nie. Dit groei natuurlik wanneer 'n persoon aan hom verbind bly. Ons gaan deur elke vrug gaan die week tot Saterdag toe en gesels oor hoe dit vir 'n gelowige lyk. Vader, dankie vir die werke wat U Gees in ons doen. Gee dat ons hierdie week sal agslaan op die vrugte wat U Gees aan ons gee, en dat ons sal agslaan daarop en werk maak daarvan. Amen.